Dreigemente. Ek is seker jy het al dreigemente gekry. Dreigemente kan verskillende vorms aanneem. Dit kan dreigemente wees van gesondheid, wat jou gesondheid wil aanval. Dit kan dreigemente wees op jou finansies. Jou finansies, die vyand gebruik jou finansies en wil jou dreig en sê, niks gaan net ooit weer regkom nie. Of dalk in jou familie, of in jou emosies, jy was dalk in 'n motorongeluk en jy kan net nie oor dit kom nie. Wel, die disciples, apostels, hulle het ook dreigemente gehad. En ons kan ons maar hierdie boek gebruik vir al ons vrae wat ons het. En daarom gaan ek jou vandag neem na hierdie boek toe, om te kyk, wat het die apostels gedoen, toe hulle dreigemente ontvang het, en ek lees vir julle in Handelinge, hoofstuk 4. Die Bybel sê in Handelinge 4, van 'n gebed wat die apostels gebid het, nadat hulle dreigemente gekry het. Die dreigemente was om hulle eintlik maar dood te maak, en om hulle te dreig en sê, hulle mag nie meer in die naam van Jesus praat nie. Daar was dreigemente gewees, en ek gaan vir julle lees, wat was die disciples se reaksie op dreigemente in Handelinge 4 vers 29. Die Bybel sê, en nou Here, dis die laaste sin van hulle gebed, en nou Here, let op hulle dreigemente, en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid die woord te spreek. Soos wat was die discipels se reaksie op dreigemente? Hulle reaksie was om dit vir die Here te gee. Nou, dreigement is iets wat sy stem teen jou dik maak om jou stem stil te kry. Dis die betekenis as jy die woord dreigemente gaan opsoek in sy oorspronklike taal, dan sal dit sê, 'n stem wat sy stem dik maak om jou stem stil te maak. Vriende, die disciples gee vir ons die beste raad. Moenie dreigemente hanteer nie. Gee dit vir God om te hanteer. Hy weet hoe om dreigemente te hanteer. En hulle sê, Here, let op hulle dreigemente. Hulle sê eintlik, Here, ons gee hierdie situasie vir U. God specializes in things though impossible. Miskien is jou dreigement 'n kind wat die pad 'n bietjie byster wil raak. Of miskien is jou dreigement gesondheidstoestand wat die dokter gesê, daar is vir jou geen hoop meer nie. Daar is sekere dinge wat ek en jy kan verander. En partykeer maak ons ook foute om dit te probeer verander, maar daar is sekere goed wat ons kan doen. Do your best and leave the rest for God. Do your best en gee die res vir God. Wel vriende, die disciples het twee goed gedoen, toe daar dreigemente was. Die eerste ding is, hulle het dit vir God gegee, sê hierdie vers. Die tweede ding wat hulle gedoen het, hulle het op die woord gefokus. Want die Bybel sê, let op hulle dreigemente en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid die woord te verkondig. Moenie dat jou omstandighede jou van die woord af weghou nie. Fokus op die woord, fokus op jou taak, fokus op jou doel. Elkeen van ons het 'n doel en ons het 'n taak. Ons doel en taak is om te gaan en die woord, die evangelie te verkondig en om op die woord te fokus. Fokus op die woord. Die Bybel sê, aan u die dreigemente, kyk u daarna, let u op hulle dreigemente en Here, gee aan ons as diensknegte om met alle vrymoedigheid die woord te spreek. Met ander woorde, hulle bid vir boldness. Vrymoedigheid, die oorspronklike woord daarvoor is parisia, en dit beteken eenvoudig vryheid van spraak. Gee dat ons vreesloos sal wees, dat ons vryheid van spraak sal geniet, ongeag die situasie, ongeag die liggaamlike, die finansiële, die emosionele, die familie, ongeag watter omstandigheid, watter dreigement, gee dit ons met parisia, met vryheid van spraak, dat ons met vreesloosheid, met boldness, sê die Engels, Afrikaans met vrymoedigheid, u woord sal verkondig. Dit was die discipels se reaksie gewees. Ons gaan nie fokus op God se taak nie, ons gaan fokus op ons taak. Baie kere word mense van hulle taak beroof vanweë die dreigemente wat hulle teen hulle geslinger word. Die Here sê vir ons deur hierdie skrif, fokus op jou taak, ongeag wat jou omstandighede is. Nou dit was die discipels se reaksie gewees, maar vriende, God het ook 'n reaksie hierop gehad. Die volgende vers, bid hulle dan nou dat daar wonder sal plaasvind en toe God se reaksie. Die Bybel sê, en toe hulle gebid het, toe hulle hierdie
oorhandiging van die probleme vir God gegee het, let op hulle dreigemente, en toe hulle gesê het, Here, gee vir ons parisia, vryheid van spraak en vreesloosheid, toe het God gereageer, want God hoor gebed, en baie kere verhoor hy gebed, as ons iets buite sy wil vra, sal hy dit nie verhoor nie, of as ons iewers moet betaal vir iets waarvoor ons moet betaal, dan sal hy nie jou gebed verhoor as jy nie wil betaal nie, maar vriende, God hoor gebed, en hierdie gebed is in God se hart gewees, en die Bybel sê, toe hulle gebid het, toe is die plek geskit, waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid, met parisia, met boldness, met vreesloosheid, met vryheid van spraak verkondig. Met ander woorde, God het hulle gebed beantwoord, deur die Heilige Gees op hulle uit te stort. Baie mense bid en sê, Here, verander die dreigemente, of hulle bid, Here, verander omstandighede, en jy mag maar bid vir verandering van omstandighede, maar dan moet jy ook jou saak vir die Here gee, en konsentreer op jou doel en op jou taak. Daar's iemand wat na hierdie woord luister vir wie ek die volgende moet sê, jy moet weer jou roeping ernstig neem, jy fokus te veel op die goed wat God se werk is, wat God se taak is, neem weer jou taak op, naamlik om die woord van God te verkondig en dit te bestudeer, om jou daaraan te wy, en as jy sal bid en sê, Here, ek gee u werk vir u, let op hulle dreigemente, maar Here, gee my parisia, vryheid van spraak, boldness, vreesloosheid, dan sal God jou weer nuwe krag gee, nuwe krag, boldness, en die Bybel sê, God se reaksie was, hy het hulle laat vervul met die Heilige Gees, vervul, hy het hulle weer getop up, hy het hulle weer volgemaak, met God se krag, met die Heilige Gees, met dynamis, en die volgende punt sê, hy het die plek geskit. Nou, ek het nou onlangs gebid, toe sê ek, Here, ek was al in baie kere in die teenwoordigheid op verskillende maniere, wat die self op verskillende maniere openbaar het, maar ek het nog nooit ervaar dat 'n plek skit vanweë die teenwoordigheid van die Here nie. Miskien het jy dit al ervaar, maar die disippels het dit so ervaar, en miskien is die resep juis in hierdie verhaal opgeteken, in hierdie gedagte, om te sê, Here, ek gee u werk vir u, en ek vat my werk wat u vir my gegee het vir my, en toe skit God die plek, sy teenwoordigheid was so, dat hy die plek geskit het, en hulle is almal vervul, almal, een en elk, soek jy nie weer so Heilige Gees teenwoordigheid, o Here, dat die plek waar ons is fisies geskit word, nie net dat ons dit in die geeswêreld sê, die plek is geskit nie, maar hy fisies skit, Here, dis mos wat gebeur het met Paulus en Silas, toe hulle in die tronk was, toe het hulle die probleme vir u gegee, en hulle het u geloof en geprys, en op hulle werk gefokus om u te aanbid, en die verkondiging van die woord, van die Bybel sê, terwyl hulle u geloof en prys het, het die gevangenes geluister, hulle was in effect deur hulle aanbidding besig om woord te verkondig, hulle het gesê, Here, u probleem, of hierdie probleem is u probleem, u los het op, maar hierdie gevangenes is ons saak, ons moet u loof en prys. Verander 'n bietjie jou fokus, en dan sal jy sien wat God se reaksie is, invulling met die Heilige Gees, die plek is geskit, en die Bybel sê, en hulle het die woord van God met boldness, met vrymoedigheid, met parisia, met vryheid van spraak, met vreesloosheid verkondig. Het het tyd geword dat ek en jy vreesloos, boldness, miskien het jy al gebid en sê, Here, ek soek 'n bietjie meer boldness, ek soek 'n bietjie meer vryheid van spraak, wel dan is hierdie boodskap spesiaal vandag vir jou, om te sê, daar's 'n God wat spesialiseer in die onmoontlike, gee daar die onmoontlike goed vir hom, en vat die moontlike goed, naamlik om te bid, dat God jou bold sal maak om die evangelie te verkondig. Ek lees 'n baie sterk vers, wat ek hieraan wil koppel, in Openbaring, hierdie twee gedagtes, hierdie twee verse, wil ek aan mekaar koppel, soos 'n ketting stuk, en die Bybel sê in Openbaring hoofstuk 3 vers 7, skryf hy aan die engel van die gemeente van Philadelphia, nou in die konteks van Openbaring, maar hy sê die engel van die gemeente, dat beteken eintlik die leraar, die prediker, want God hoef nie vir engele briewe te skrywe nie, want hy praat sommer met hulle, maar ons is mense, leer uit briewe, dis hoekom hierdie brief, hierdie boek van God geskryf is, en hy sê vir die prediker van Philadelphia,
Die woord Philadelphia beteken eintlik broederliefde, soos dit was 'n gemeente van broederliefde gewees. Hy sê, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het. Het jy geweet, God het 'n sleutel en hy sluit oop en niemand kan toesluit nie. En as hy iets sluit, kan niemand dit oopsluit nie. Hy sê, dit sê die heilige, die waaragtige. Hy is nog die heilige wat jou omstandighede ken. Hy is nog die waaragtige wat jou omstandighede ken. En hy maak jou omstandighede sy verantwoordelikheid, maar jy moet die woord van God jou verantwoordelikheid maak. Hy sê, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak ook nie, oop nie, ek ken jou werke. Daar's 3 dinge wat God van jou weet, wat hy van jou ken, wat hy weet ongeag wat jou omstandighede is, ten spyte van jou teestand, ken hy jou werke. Hy weet hoe jy te werke gaan in jou omstandighede om jou oog op Jesus te gevestig te hou. Hy sê, punt 1, ek ken jou werke. Ek het voor jou geopende deur gegee. God gaan vir jou 'n oop deur gee om te parisia, om te preek, om te verkondig, om vrymoedig te wees, om vreesloos te wees, om bold te wees, omdat jy getrou is in jou werke en jy het die onmoontlike goeders wat nie jou werke is nie, die dinge wat God moet verander, het jy vir hom gegee en gesê, Here, let op die dreigemente. Hy sê, ek ken jou werke, ek gee vir jou 'n geopende deur. Wil jy nie ook 'n geopende deur hê nie? Praat ons nie daar in die Bybel in Johannes 14:6 dat ons sê, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe nie. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy sê eintlik, ek is die deur. En omdat jy fokus op die woord van God, gaan hy vir jou die deure van geleenthede oopskuif. Ek hoop jy vat hierdie woord vandag. Ek weet jy vat dit. Hy sê, ek gee vir jou 'n geopende deur, Openbaring hoofstuk 3 vers 8. 'n geopende deur en niemand kan dit sluit nie. Het jy nie ook al gesê, Here, hier is omstandighede wat ek nie kan oopdruk nie. Jy het dit vir God gegee, jy het op die woord gefokus, nou gaan hy jou deure vir jou oopmaak. Gee vir jou 'n geopende deur wat niemand kan sluit nie, want jy het min krag. Jy sien, wat sê hierdie gedeelte vir my? Hierdie gedeelte sê vir my, jy bewaar die woord, jy het min krag, en nou sê hy verder, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloor nie. Jy het al sê die duiwel wat, het jy aangehou om Jesus te verkondig. Al sê hulle by die werk, jy's 'n skyn Christen, jy het aangehou om Jesus te verkondig. Al het hulle gesê, ag man, jy dweep, jy het aangehou om Jesus te verkondig, jy het sy naam nie verloor nie. En al het jy partykeer 'n gevoel, jy kan nie meer nie, jy het aangehou om jou met jou werk besig te hou, die woord, die Bybel sê, dis ons werk, gaan jy en verkondig die evangelie aan al die nasies, dis ons werk, dis jou werk, dis my werk, en vandag moedig ek jou aan om vir jou te sê, daar's iemand in die hemel wat 'n sleutel het, gee die dreigemente vir hom, gee die probleme wat jy niks aan kan doen, gee dit vir hom, hy gaan die deure oopsluit, hy gaan jou gesond maak, hy gaan jou kinders se omstandighede verander, hy gaan jou finansies verander, jy gee dit vir hom, jy spreek lewe, en jy hou jou met jou werk besig, en daarom sê hy, ek het die sleutel van Dawid, ek is die getroue ene, ja, dit is sy naam hierso, hy sê, die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, hy's heilig, en hy's waaragtig, beteken hy's waarheid, hy sal jou nie teleurstel nie, hy gaan vir jou daai deur oopmaak, en omdat jy na hierdie woord luister, hou jy jou al klaar besig met die woord van God, en omdat ek jou vandag aanmoedig, om jou verder besig te hou, om te gaan vertel, om 'n getuienis te gee, miskien moet jy 'n WhatsApp uitstuur, miskien moet jy 'n boodskap iewers op Facebook sit, miskien moet jy net getrou by jou kerk gaan aanmeld, en sê, ek wil graag hierdie doen, ek wil vir die sondagskoolkinders lekker skoop, hierdie Sondag, of ek wil graag hierdie Sondag vir almal in die kerk cupcakes gee, of ek wil net betrokke raak, bestoor, is daar iets wat ek kan doen hierdie week in die kerk, kan ek kom en miskien vir jou help met iets in jou persoonlike lewe, om iets vir julle as gesin te doen, om die lewe vir jou makliker te maak, omdat jy jou besig hou met die woord van die Here, sê hy, ek gee vir jou 'n geopende deur, ek ken jou werke, ja, jy het min krag, daar's baie keer wat jy voel, jy kan nie meer nie, maar jy was getrou, jy het my naam nie verloor nie, daarom gee ek vir jou 'n geopende deur, ek gaan vir jou bid. Wil jy nie net daar waar jy is sê, Here, hierdie woord is vir my vandag, open doors, he open doors, he open prison doors, he let the lame walk, the blind to see.
Here, ek bid vir elkeen wat na hierdie woord luister en wat sê, dis vir my. Ek dra hom en haar op aan U in die naam van die Here. Dankie dat U nou in harte gedagtes plant van iets wat elkeen kan doen om hulle met die woord besig te hou, om hulle aandag af te trek van dit waarmee die duiwel hulle wil besig hou. Die duiwel wil hulle besig hou met skindertaal wat mense spreek om jou daaraan te laat dink. Die duiwel wil hulle besig hou met probleme en dit en dat en die en daai, maar hulle besluit vandag, ons gaan ons met die woord besig hou, ons gaan ons nie van stryk bring nie, ons gaan nie ophou nie, ons gaan nie sy naam verloon nie, ons, al het ons voel ons het min krag, gaan ons aanhou om goeie werke te doen, en U, o Here, maak vir hulle die deure oop, laat daar die kinders wat nie wil luister nie tot bekering kom, wat van die pad, laat hulle weer die pad begin stap, laat mense wat vervreemd is, hulle weer bel, en Here, ek is opgewonde oor die volgende vers in Openbaring, laat dit, Openbaring 4 vers 9, of 3 vers 9, laat dit vir hulle waar word, in Jesus naam, amen. Ek sluit hierdie kort gedagte af vandag met die volgende vers, ek gee aan jou uit die sinagoge van die Satan, om te dink die Satan het ook 'n kerk, ek gee aan jou, hulle wat in die Satanse kerk is, van die wat sê dat hulle Jode is, nou in ons konteks is dit, die wat sê dat hulle Christen is, ek gee vir jou, omdat jy sy woord bewaar, omdat jy die dreigemente vir God gee, omdat jy getrou is, hy sê, ek gee vir jou die sinagoge van die Satan, die wat sê dat hulle Christen is, maar dit nie is nie, ek sal maak dat hulle kom en voor jou neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het, en dis my gebed vir jou vandag, dat hulle wat so teen jou gedraai het, wat so teen jou gespreek het, wat jou so seer gemaak het, dat hulle sal terugkom en sê, waarlik, God is met jou, ons was verkeerd gewees, en ons erken, die Here in jou is groot, en mag jou vrede en jou blydskap volkome wees, nou ja, baie dankie dat jy saam met my na hierdie bemoedigende woord geluister het. Ek wil jou aanmoedig om by ons Bybel Universiteit, Bible Keys University in te skryf. As jy belang stel, wat ek glo jy stel belang, onthou dis vir jou moontlik om jou te bekwam om die woord beter te leer ken, of om jou in die evangelistiese veld te bekwam, hoe om 'n siel na die Here te lei, meer te weet van die profetiese, of selfs die bestuur van 'n gemeente om dit beter te verstaan, dan stuur jy vir my die woord Bible Keys, of net inligtingsblad, een van die 2 woorde, en ek stuur vir jou inligting daaroor, hoe jy jou kan bekwam. Dan, as jy hierdie saak van ons wil ondersteun, dan stuur jy net vir my die woord ondersteun, en ek stuur vir jou die nodige besonderhede. Mag God jou ryklik seën, en ek wil uit my hart uit sê, jy is vir my kosbaar, and Jesus loves you. Love you all. Bye.